Omega. Ons praat van die allerhoogste God. We give you all the glory. Mense sê hulle weet nie om te bid nie. Hier is vir jou 'n geleentheid om 'n gebed te kan sing. En ek wil vir Karel vra, haal dit sommer af van die skerm af. Almal ken dit. You are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. Hoe moeilik kan dit wees? Kom ons vergeet 'n bietjie van ons vooropgestelde gedagtes. Kom ons vergeet 'n bietjie van wat langs aan ons, wat voor ons aangaan, wat by die huis moet gebeur na die tyd. Hier is ons nou om te fokus op die Here. En kan ons vanmôre 'n hand in aanbidding opsit om te sê, you are Alpha, you are Omega, I worship you. Kom ons bid, ons sing dit vir die Here in aanbidding. Om te sera is om te psalm sing, is om te sê, Here, ek staan hier voor U en ek wil my mooiste lied vanmôre vir U sing. Ons is nie maar net hier vir 'n uitstappie vanoggend nie. Ons is hier vir 'n encounter met die Here. Dit is hoekom ons hier is. Kan ons net vanmôre as 'n teken van lof, waardering, verering, hande oplig en aanbidding sing. You are Alpha, you are Omega. The beginning and the end and everything in between. En alles wat in my is, loof sy heilige naam. Ons eer U vanmôre vir wie U is, Here. U is die onveranderlike. U is die wonderwerkende God, Here. En as U werk, kan niemand dit keer nie. Ek dank U vanmôre, daar waar donker is, breek lig deur. Ek dank U waar daar nederlaag is, gee U oorwinning. Ek dank U vanmôre, Here, dat U heers oor en U triomfeer oor elke vyandsmag. U naam is die naam bo alle name. Here, daar is nie 'n naam in die hemel, op die aarde, onder die aarde wat gelyk is aan die naam van Jesus nie. Jesus, Jesus, ek vereer U vanmôre. Heilige Gees, ons bring lof en eer aan U vanmôre. Vader God, U sit op die troon. U is in beheer. U kan net sit as U alles in beheer het, Here. Ek loof U vanmôre. Kan ons die Here vanmôre loof en prys in die plek? Die woord sê, die dooies kan ons nie loof en prys nie. Maar ons wat in die lewe is, ons kan die Here wat God is. Kom maar mense, ons kan weer doen as dit. Halleluja, loof sy naam. Ons prys ons verhoordiging. Ons prys ons vir genesing. Ons prys ons vir deurbraak. Ons prys ons, Here. Ons loof U vanmôre. Vader, word verheerlik in hierdie plek. En weet dat U vanmôre die hoogste lof, die hoogste eer ontvang, Here. Ek dank U vir U woord vanmôre. Ek dank U, Vader God, dat ek maar net 'n kanaal is waardeur U werk. En ek sê dankie, Vader. U seën vanmôre U woord. Want U woord het die hoogste gesag in hierdie plek, Here. En ons loof en ons prys en ons eer U. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen, amen. U kan sit vir 'n oom. Ek het Sondagoggend bedien en Pastor Bedel het bedien oor wandel deur die Gees en Pastor Robert het bedien en Pastor Leanne het bedien en ek self en alles het net in mekaar ingevloei sonder dat die een besluit het of ons het die vergadering gehou en gesê waaroor ons gaan praat nie. Die Here is goed en as in die Heilige Gees werk so mooi. So ek wil vanmôre met U praat oor, as ek die tema kan gee, is dit Heilige Gees en dan gaan ek sê ... vir ewig. Holy Spirit forever. Mag die Here vanmôre hierdie woord aan U harte seën. Ek wil dit vir U in die message lees, want U het dit nou baie in die verlede week in Afrikaans gehoor. Die message, Handelinge 2 vers 1 tot 4, sê, when the feast of Pentecost came, they were all together in one place. Without a warning, there was a sound like a strong wind, gale force, and no one could tell where it came from. It filled the whole building.
And then, like a wildfire, the Holy Spirit spread through their ranks, and they started speaking in a number of different languages as the Spirit prompted them. Ek gaan probeer om nie baie van die goed te herhaal wat gesê was oor die afgelope Pinkstertyd nie. Maar ek gaan tog verwys en almal van u is baie bekend met dit wat ek nou gelees het. Maar ek lees iewers, ek het dit 'n tydjie gelede gelees, dat iewers in die tyd van die donker eeue. Wie weet van die donker eeue? Ons was nie daar nie, maar wie het al gehoor van die donker eeue? Kan ek jou hande sien? Ok, almal weet van die donker eeue. Kos was baie skaars in daardie tyd. En die woord van die Here was ook baie skaars gewees in daardie tyd. En daar was nie baie Christene nie. En die wat wel daar was vervolg. En baie van die mense was verskriklik behoeftig. En hulle was feitlik almal eenvoudig van hart. En hulle was ongeletterd, met ander woorde, hulle kon nie lees nie. Enkele dominees of pastore of priesters of wat ook al moes vir hulle kon voorlees. 'n Groot persentasie van hulle kon nie lees nie. En in gedurende daardie tyd van die donker eeue het verskillende klein huiskerkies ontstaan waar mense dan nou by mekaar gekom het, in 'n klein dorpies het opgespring. En weet jy, ek lees in dieselfde gedeelte dat ook gedurende die Pinkstertyd, wanneer mense by mekaar gekom het vir aanbidding by hierdie klein huiskerkies, en onthou, die woord was skaars. Almal het nie 'n Bybel gehad nie. Party van hulle het stukkies geskrewe papier gehad dat hulle maar net kon huis toe gevat het. Maar op Pinkstertyd dan, wanneer hulle by mekaar kom vir aanbidding, dan sou iemand op die dak klim, en terwyl die predikant nou oor Pinksterdag en oor die uitstorting van die Heilige Gees praat, dan sou daardie persoon 'n duif neerlaat in die dak. Deur die dak. En dan sou die duif nou oral hier in die plekkie in die huisie of waar hulle ook al by mekaar is, sou die duif nou rondfladder sodat hulle die prentjie kan kry. Onthou, hulle is ongeletterde mense. En dan sou hulle begin om so whoosh geluid te maak, om hulle te vereenselwig met die geluid van die wind. En dan, na 'n tyd, sou die dak weer oopgaan. En dan sou mense emmers vol bloedrooi roosblare uitgooi, dat dit op die mense val, sodat hierdie ongeletterde en ongeskoolde mense 'n praktiese simboliese handeling van die Heilige Gees en die tonge van vuur kon ervaar. Is dit nie awesome nie? Amen. Dit was vir my so mooi om te lees vir daardie tyd, dat iemand het 'n plan gemaak om 'n illustrasie te maak, dat mense ten minste kan verstaan, hoe het dit gebeur, min of meer, en dat God in sy groot genade mense op hulle eie vlak ontmoet het, sodat hulle dit kan verstaan. Kan u dink wat 'n impak dit op daardie aanbidders, in daai moeilike omstandighede, in daai moeilike tyd gehad het, in die haglike omstandighede waar hulle geleef het, dit het hulle opgelig. En vir hulle was dit nie moontlik om die Bybel te lees nie, maar visueel was die demonstrasie wat aan hulle gegee is vir jare en jare daarna onthou, totdat herlewing uiteindelik weer opgevlam en uitgebreek het. Nou vanmôre wil ek vir u sê, hier is nie 'n traktor in hierdie dak nie. En ons het nie vanmôre 'n traktor nodig in hierdie dak nie. En ek kan jou verseker, hier gaan nou nie 'n duif kom invlieg en ek gaan 'n emmer vol rose hier oor julle uitskiet en omkeer, soos met die arme Christene in die donker eeue nie. Maar ons het nodig om te weet dat God het die Heilige Gees gestuur, eenmaal om ons te versterk, om ons te bekragtig vir eens en vir altyd. En ek het verlede Sondag gesê, dit is nou dat dit Pinkster is. Dit is nie net 'n tydelike ding nie. Daar is gemeentes waar sekere 10
dit is vir ewig, elke dag, 365 dae van die jaar, solank as wat u en ek op hierdie aarde is, totdat Jesus ons gaan kom haal, gaan die Heilige Gees met ons wees. En of jy dit nou wil weet en of jy dit nou nie wil weet nie, daar gaan 'n dag kom, dat die bassein gaan blaas, en Jesus gaan kom, en ons wat die kerk is, ons die wedergebore mense, ons praat van ons is die kerk, ons gaan weggeruk word, om saam met Jesus te wees, en die 7 jaar verdrukking gaan dan op aarde plaasvind, en daar gaan geen genade ooit meer wees nie, daar gaan nie meer 'n Heilige Gees wees, hy gaan opereer op 'n ander manier as nou. Wanneer ons weg is, dan is die Heilige Gees gaan met ons saam. En te veel mense wag net vir Pinkster, verskoon my Afrikaans, om net 'n kiek daaruit te kry as die Heilige Gees werk oor Pinkster. Die Heilige Gees, oor die jare is hy op verskillende maniere beskryf, maar hy is dieselfde Heilige Gees. Baie mense het hom al ervaar as 'n bries wat waai. Hy kan vandag in alles skoon waai. Hy kan dit vanoggend vir u doen. Ander sê, hy is soos koel water om 'n dorstige siel te verkoop. Wel, hy kan dit vanoggend, hy wil dit vir jou doen. Sommige mense sê, hy is die pottebakker wat kom vorm, wat kom nuut maak, wat kom heel maak. Hy is 'n hersteller nog steeds. Hy kan nou nog steeds heel maak. Hy is nog die een wat ons leer. Hy is nog die een wat ons ondersteun. Hy is nog die een wat ons lei. Hy is nog altyd die een wat ons leer. Dit is wat die Heilige Gees vir u en vir my kan doen vandag. Hy wil ons opnuut weer kom bekragtig met die krag van sy Heilige Gees. Baie mense was op 'n tyd aan die brand gewees vir die Heilige Gees, maar dinge het gebeur. Hulle het begin uitset langs die pad. Hulle lê miskien half 'n bietjie lammerig, en dit is maar net nog kole wat hier smeel. Die Heilige Gees van God kan dit weer aanblaas in jou lewe, en dat daar weer 'n nuwe vlam van God se liefde in jou hart aan die brand gesteek word. Jesus het opgevaar na die hemel, en op aarde was hy plek en tyd gebonde. Ek het dit oor die tyd gesê. Hy kon net eendag op een plek wees, maar halleluja, hy het gesê, ek gaan weg, maar ek gaan vir julle 'n trooster stuur. Ek gaan vir julle 'n helper stuur. Ek gaan nie julle los as weeskinders nie. En die Heilige Gees het gekom om ons te kom help, om wat te doen? Om sy werk, God se werk, effektief te doen in hierdie tyd. Pinkster is nie net 'n once-off ervaring nie. Ek is elke dag Pinkster. Ek loop in Pinkster. Ek slaap in Pinkster. Ek dien God in Pinkster. Pinkster is elke dag in 'n wedergebore kind van God se lewe. En ek sê weer, dis nie net 'n once-off ervaring en beperk tot, daar's 'n bietjie hoendervleis en daar is 'n bietjie tale praat hier. Nee, dit moet 'n blywende bekragtiging van God se Heilige Gees binne in jou lewe wees, om jou deur te dra, om jou te versterk, om jou as 'n getuie te gebruik, om die werk van God aan die buitekant te doen, tot lof en eer van sy naam. Amen. Die Heilige Gees nou praat met ons die waarhede van God se woord. Amen. Nou, in hierdie tyd, dis nie net toe met die uitstorting van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees nou getuig saam met ons gees. Wie is ons in Christus? Jy weet, vanmôre vroeg, terwyl ek besig is om te bid, en ek dink aan die boodskap, en wie is ons in Christus? Partykeer is ons bloedgewaste, wedergebore kinders van God, en kyk ons onsself so vlak, en ons maak onsself so klein, en ons maak onsself so swak, terwyl God se woord sê, wie is ons in Christus? Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Ons het saam met Christus. Ons het die krag van God in ons. Ons het sy lewe in ons. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne in ons. Wie is ons in Christus? Ons is meer as oorwinnaars. Ons is tot alles in staan. So hou op om vir jouself te sê, o
mensheid self. Ons vergeet wie ons is. Ons vergeet so maklik waar ons vandaan kom. En ons is so sondebewus. Ons het niks te maak met sonde nie. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Maar ons raak so sondebewus en ons raak al minder Godbewus. Is ek reg, pastoor Frikkie? Ek wil jou terugbring vandag. En ek wil sê, lê die onbenullige nonsens wat jou so vashou en wat jou so strek, los dit. Lê dit af. Sodat jy 'n skoon kanaal kan wees waardeur die Here vloei. Raak meer Godbewus in hierdie dae. Raak meer Heilige Gees bewus en laat toe dat hy opnuut weer kom en jou volmaak en jou kom bekragtig. Ons het oor die paar aande gesien. Dis van die mooiste dinge om te sien as iemand sy of haar hart vir Jesus gee en sê, Jesus, kom in my lewe, vergewe my sonde, ek gee my lewe oor aan U. Dit is van die mooiste goed wat mense in die bediening ervaar. Van die mooiste goed, as mense hier voorkom staan met 'n honger en sê, ek wil gevul wees, ek wil gedoop wees met die Heilige Gees krag. Dit is van die mooiste goed en dit wat God gedoen het in hierdie aande, kan hy vir elkeen van u ook doen. Amen. Maar ons moet hom toelaat. Hy wil in jou werk. Hy wil in my werk, maar ek moet hom toelaat. Die Here, wat soek hy van ons? Hy soek 'n anti-brandkind van God. Hy soek 'n kind van God wat vol van die vuur en van die Here is om die werk van God te doen. Jesus gaan nie weer in die tyd aarde toe kom om enige iemand aan te raak en sê, vat jou bed, staan op en loop nie. Jesus gaan nie in hierdie dispensasie weer kom om te sê, jy's aangeraak, jy's gesond, blinde oë gaan oop. Dis u werk nou. Jesus werk deur ons. En wanneer ons wedergebore is, sê ek altyd, ons is eintlik mini-Jesusse. Met respek gesê. Want ons moet sy beeld uitdra. Ek moet Jesus vir iemand daar buitekant wees. So ons moet versigtig wees wat ons sê. Ons moet versigtig wees wat ons loof. Want hierdie mond kan nou sê, you are Alpha and Omega, maar kom net uit buitekant by die huis. Ons moet versigtig wees wat ons sê, want ons dra die beeld van Christus in ons. Ons het die Heilige Gees van God binne in ons, om ons te bekragtig. Die Heilige Gees, hy soek steeds vir u en vir my om kerk te wees. Dit is nie kerk nie. U is die kerk wat binne in hierdie gebou sit vanmôre. Om Jesus te wees, moet mense die warmte en die liefde van God in ons lewens kan sien, want dit is wat mense na hom toe gaan trek. Die woord sê, waaraan sal die wêreld julle ken? Kom aan julle liefde vir mekaar. Baie van ons het al so afgegee. Baie van ons het al so verloor langs die pad. Ek wil jou vanmôre aanmoedig, kom en laat die Heilige Gees weer net blaas oor die assies hier in die binneste, om jou aan die brand te steek. Wat soek ons in hierdie gemeente? Ons soek manne en vroue wat kan opstaan vir die Here. Ons soek manne en vroue wat aan die brand kan wees vir die Here. So aan die brand, dat jy nie eens die pastoor hoef te bel en glo my, ek is nie onwillig nie, pastoor Frikkie en ander is nie onwillig nie, maar so aan die brand, dat jy kan sê, man, weet jy wat, ek ben vir jou wees genees, in die naam van Jesus. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to flee. Moenie wag vir die pastoor om hulle te kom uitjaag nie. Vat jou autoriteit, vat hy bekragtiging en sit die vyand op loop in die naam van Jesus. Nie net vir Pinkstertyd nie. Dis vir eens en vir altyd. Ek beloof, dit is 'n rekord vanoggend. Ek is amper klaar gebreek.
Die ene het my Dinsdag aan so in die oë gesit, toe sy preek en sê, my ma het 'n lang tong. So, Here help ons, Max lief vir jou. Ek sê weer, dit is nie net 'n Pinkster ervaring vir nou. Dis vandag Pinkster Sondag. Volgende Sondag is dit Vadersdag. Sondag. Maar vir eens en vir altyd het die Heilige Gees gekom om 'n werk in ons te doen, sodat ons 'n werk vir hom aan mense kan doen. Amen. Daar gaan nie weer 'n uitstorting wees van die Heilige Gees nie. Daar gaan nie weer die rukwind ervaring wees nie. Dit is gedoen op Pinksterdag. My gebed is vanmôre om te sê, Lord, let it breathe on me. En jy weet, ek weet nie van julle het vir ou pastoor Coetzee geken nie. Het jy sal weet van pastoor Coetzee. Hy het altyd gesê, baie keer is ons verstand in die pad. Want ons wil alles uitredeneer. But decide, Lord, I am not satisfied with where I am right now. I want to move to a next spiritual level. Ons kan dit doen, want ons het die Heilige Gees om ons te help. Maar jy besluit of jy net daar gaan bly sit. En of jy altyd met die bottel gevoer wil wees. En of jy wil by vaste spyse uitkom. But you decide this morning, Lord, I want to move to the next spiritual level. Here, ek wil nie hier bly kamp waar ek nou op die oomblik in my geestelike lewe is nie. Ek wil hoor op na die volgende vlak toe, want ek wil die beste vir my koning doen, terwyl ek hier is. Amen, amen. I'm no longer going to wait for a breakthrough. Here, ek gaan nie meer wag vir die deurbraak nie. Ek wil nou sommer die deurbreker wees in Jesus naam met die hulp van die Here. Amen. Micha 2 vers 13. Hy praat van 'n deurbreker. Het jy dit al gelees? Micha 2 vers 13. Hy sê daar's 'n deurbreker wat gaan optrek en die Here trek heeltemal vooraan. Jesus was die grootste deurbreker van alle tye. Nou die Heilige Gees gekom en nou kan ek deurbreek, omdat Jesus klaar vir ons eenmaal deurgebreek het. So wees 'n deurbreker vir die koning. This morning God is waiting for you to rise up and to step up in Jesus' name, even if there is only one. Ja, al is hy net een persoon vanmôre in hierdie plek wat wil sê, Lord, I am going to rise up like never before. Dan gaan die Here met jou ontmoet. Jy besluit vanmôre. Ek sê disrespectful as ek sê jy nie. Jy besluit vanmôre, ek is okay. Daar waar ek sit in my ou hoekie, skyn ek met my ou liggie vir Jesus. En ek sit en ek is so lekker gemaklik hier met bootjies, seil ek so saggies na Kamaland. Jy besluit vanmôre, Adrie, kan jy asseblief vir ons kom speel? Ek is okay. Dis okay as jy dink jy's okay. Maar miskien mis jy uit op 'n groot seën vanmôre. Miskien mis jy uit op die blessing. Of jy besluit, Here, ek gaan uitstyg. I am going to expect the unexpected. Amen. Paar Sondae gelede kom iemand na die aan toe na die diens en sê, ek gaan voluit vir die Here. Ek gaan my nonsens laat staan. Ek wil sê, well done vir jou. Ek sal eer jou vanmôre, want ek sien hoe daardie persoon gestep op het verantwoordelikhede bygekry hier in die kerk. Ek gee die Here die eer, was gehoorsaam om die Here deur die water te volg. Jy besluit, jy gaan uitstyg. Want God wil elkeen van u wat hier is vanmôre gebruik tot lof en eer. Hy wil in jou werk. Hy wil deur jou werk. God wil hê dat jy die deurbraak gaan wees wat AGS Gansbaai aanbiddingsentrum gaan skud. Moenie wag vir my nie. Ek sê weer, God wil hê dat u die deurbraak wees
maar hy soek 'n man en hy soek 'n vrou om deur te werk. Wie van u weet van die sanggroep, die Planet Shakers? Daar's een. Daar's 'n paar. Dr. Gustav, hy sê altyd, jy met die Heilige Gees kan 'n planet shaker wees. Jy met die Heilige Gees kan 'n world changer wees. Jy met die Heilige Gees kan 'n impakteerder wees wat gansbaai se mense impakteer. Waar begin ons? Eerste by ons huis. Ons kry ons huishouding in orde. Mense, die huise is nie mekaar. Dit is tyd dat ons opstaan en ons huishouding in orde kry in die naam van Jesus. En dan gaan jy na jou werk toe. En dan maak jy 'n impak daar. En dan gaan jy na jou skool toe of by jou buurvrou of waar jy ook al gaan tee drink of wat ook al. Wees Jesus. Vertel Jesus. Al sê jy net vir iemand, Jesus het jou lief. Vrydagoggend gebeur 'n interessante ding. Was dit Vrydagoggend? Ek was net op pad, ek het die kar uitgetrek om kantoor toe te kom. Was dit Vrydagoggend? En ek het die kar nou uitgetrek uit die garage uit. En ek sien hier kom 'n busie op van Tykelaat nou die Andrew Printing. En ek weet nou dit is die een, is dit 'n pakkie vir haar. Maar nietemin, ek wil nou nie daaroor uitwy nie, maar die twee Kosamans wat toe nou die goed nou indra, toe hulle nou, en ek is haastig want ek wil al hier gewees het want ek was nie seker of iemand is wat oopsluit sodat die dame kan kom skoonmaak hier nie. En toe hulle so uitstap, toe sê ek vir hulle, baie dankie, julle het 'n groot ding gedoen om nou hierdie bagasie in te dra en so. En toe hulle so uitstap, toe sê die Here vir my, vertel hulle van Jesus. Maar ek is haastig. En ek sê, you two, are you Kosa speaking? Yes. I say, do you know Jesus Christ? Yes. I say, can I pray for you? Hulle is toe te bly. Ons bid vir daai twee manne. Mense, ek wil nou vir julle sê, dit is twee veranderde mense wat weggery het in Tykelaat se busie met blinke oë. En al wat ek gedoen het is, do you know that Jesus loves you so much that he died on the cross for you? En die Here raak daai twee ouetjies so aan. Man, ek glo dat hulle is aan die brand vir die Here. Wat het dit my gekos? Ek was 5 minute laat of 10 minute laat gewees. Wat sou wat? Twee mense se lewens is verander. Twee mense se lewens is geïmpakteer. Ons sien die Here op die land van die twee daarvoor. God wil jou gebruik, dat daar waar jy beweeg, dat jy die atmosfeer kan verander, sonder dat mense eers hoef te weet, jy is 'n wedergebore kind van die Here. Hulle moet dit kan sien op jou gesig. Dis nie swaar belas, vermoeide siel. Nee, the joy of the Lord is my strength. Ja, jy kan die planet shaker wees. Dis vir jou om te besluit. Die Heilige Gees het vir eenmaal gekom om vir altyd saam met ons te wees. En hy wil jou opnuut salf. Hy wil jou vanmôre opnuut aanraak. Hy wil jou vanmôre opnuut bekragtig. Maar jy besluit daaroor. Soos die apostels van ouds, wat het gebeur met hulle? Toe die Heilige Gees oor hulle kom, toe begin hulle, daai ouens wat ons 'n hele week van gepraat het, wat so bang was en gesê ek ken nie vir Jesus nie en al hierdie dinge, die Here verander vir hulle, dat hulle preek dat mense 3000 tot bekering kom. Die Here wil jou gebruik om 'n verandering te maak in jou huis en in jou omstandighede. En daar agter is 'n tafel met blaaie op af verskillende afdelings wat sê, waar pas ek in? Ons het jou nodig. Ek kan nie alles op my eie doen nie. Die bestuursraad kan onmoontlik nie alles op hulle eie doen nie. Ons het julle nodig om God se hande, se voete.
Jesus se hande en voete te wees hier. So vul gerus jou naam daarin by een van die afdelings, maar ek wil vanmôre vir u sê, lank genoeg het ons passief gesit. Lank genoeg het ons maar net gesit en nie ons doel bereik in Christus nie. Kom, kan ons God vanmôre vertrou om te sê, Heilige Gees, kom blaas opnuut oor my. Ek wil opstaan, ek wil uitstaan vir u. Kom ons maak ons oë toe. Ons gaan daai liedjie sing, Let It Breathe on Me. Ek ken dit baie, baie goed. Maak dit jou gebed. As jy vanmôre ervaar dat jy 'n aanraking van die Here nodig. Miskien die Here aan die brand gedien en bietjie afgedwaal of uitgesak. Of jy nog nooit Jesus as verlosser en saligmaker in jou lewe ingenooi nie, dan het jy vanmôre 'n geleentheid om dit te doen, te sê, Let it breathe on me. Kan ek vrymoedigheid neem terwyl al die oë gesluit is en niemand om kyk nie? Is daar enige iemand wat 'n hand wil opsteek om te sê, ek wil my lewe vanmôre aan Jesus oorgee? Enige iemand wat 'n hand wil opsteek? Baie dankie. Kom sommer vorentoe. Dank die Here vir een dapper man. Is daar mense, nog mense, wat hulle harte en hulle lewens aan Jesus wil oorgee vanmôre? Here, ons gee aan U al die lof en al die eer. You are the miracle worker. Here, dankie vir mense wat vanmôre ja gesê het vir Jesus. Dankie vir mense wat hier aangeraak het in hierdie plek. Ek wil bid, Here, vir elke man en elke vrou in die plek. En ek wil sê, you won't leave here like you came in Jesus' name. Here, dankie dat U gekom het om gevangenes vry te laat. Dankie dat U gekom het. You came to set the captives free. Thank you, Lord, that you came, that the lukewarm will be set alight. Ek wil bid dat die Heilige Gees vuur van God in manne en vroue se lewens so hoog sal brand, Here, dat mense 'n verskil sal sien en sal wonder wat het met jou gebeur. Ek soek ook dit. Laat U krag, U guns, U salwing, U beskerming oor elke man en vrou in hierdie plek wees, ook ons kinderkerk mense, Here. Seën ons in hierdie week. In hierdie week gaan ons as oorwinnaars in en ons verklaar hierdie week sal geseënd wees, Here. Hierdie week sal 'n deurbraak week wees. Hierdie week sal 'n week wees waar die Heilige Gees van God met mense sal besig raak in hulle binnekamers om aan hulle te openbaar die groot en wonderlike dinge wat hulle kan gaan uitdra aan die buitekant in Jesus naam. En ek sê vir U baie, baie dankie. Vader, ons gee aan U vanmôre al die lof en al die eer word verheer en dankie vir die Heilige Gees wat vir ewig hier is. U gaan nie die Heilige Gees gestuur en volgende week kan sê, jammer, ek vat hom nou weer terug nie. Hy's hier om ons te seën, om ons te salf, om ons aan die brand te sit, om ons te bekragtig, sodat ons kan uitstaan vir die naam en die saak van die Here. Wees geseënd in die week in Jesus naam. Amen.